Handelinge 3, vers 1 tot 16. Op die 9de uur, die uur van gebed, was Petrus en Johannes na die tempelterrein op pad. 'n man, verlam van sy geboorte af, is daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooi Poort, om by die mense wat die tempelterrein binnegaan, vir 'n almoes te vra. Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n almoes te ontvang. Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê, "Kyk na ons." Hy het toe na hulle gekyk in die verwagting om iets van hulle te ontvang, maar Petrus het gesê, "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop." Hy het aan hom sy regterhand gegee, of hom gegryp en opgehelp. Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop bly staan, rondgestap en toe saam met hulle die tempelterrein binne gegaan, terwyl hy loop en spring en God prys. Die hele volk het gesien hoe hy God loop en prys. Hulle het hom erken as die een wat by die Mooi Poort van die tempelterrein gesit het, met die oog op die almoese. En hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Terwyl die man aan Petrus en Johannes bly vashou, het die hele volk stom geslaan om hulle saamgedrom in die pilaargang, bekend as die pilaargang van Salomo. Toe Petrus dit sien, het hy die volk toegespreek. Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle ons aan asof ons hom deur ons eie krag of godvreesendheid laat loop het? Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, al het hy beslis dat hy vrygelaat word. Julle egter het die heilige en regverdige verloon en geëis dat 'n moordenaar vir julle begenadig moes word. Maar julle het die leidsman tot die lewe doodgemaak. God het hom uit die dood opgewek. Daarvan is ons getuies. Dit was op grond van geloof in die naam van Jesus, dat sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak het. En die geloof wat deur Jesus kom, het in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkome genesing aan hom gegee. Ons lees net tot daarso. Geroep vir genesing. Ek en jy, elkeen van ons, word geroep vir genesing. Ons word geroep vir genesing in die dubbele sin van die woord. En wat ek daarmee bedoel is, ons word net soveel geroep om ander te genees, as wat ons geroep word om self by die Here se voete genees te word. Daarom ook ons inpaswaarde, soos julle hom ook daar teen die muur sal sien, die mediese tassie, wat ons metafoor is vir saam word ons gesond. Saam word ons genees. Nie deur ons eie toedoen nie, nie eers deur ons liefdevolle en genadige saamwees nie, maar alleen deur die kragtige werking van die Gees in die naam van Jesus word ons saam genees. Nou natuurlik, as ons praat oor genesing, moet ons baie versigtig praat. Veral wanneer ons vanuit ons geloofsoortuiging oor genesing wil begin praat. Want genesing gaan nie oor geforseerde wonderwerke nie. En genesing gaan baie beslis ook nie net oor liggaamlike of fisiese genesing nie. Die Bybel is vol verhale, soos hierdie verhaal van Petrus en Johannes en die verlamde man, waar mense nou wel, soos die verlamde man, liggaamlik genees word. Maar die Bybel is egter ook vol verhale waar mense nie genees word nie. Ons eie ervaring kan ook daarvan getuig, almal word nie altyd gesond nie. Almal word nie altyd genees nie, nie fisies nie, nie emosioneel nie, in watter ook opsig ook al. Party mense word nie genees nie.
alle mense word nie altyd genees nie. En hier is dit dan veral vir ons belangrik om die fokus van genesing te probeer verstaan of te besef. Hiermee help die skrifgedeelte ons. Genesing lê in die mag van Jesus en genesing gaan oor die verheerliking van God. Met ander woorde, en hierdie is baie belangrik, as ek nie genees word nie, beteken dit nie dat my sonde te veel is, of dat my geloof te min is, of dat die mense wat vir my bid se geloof te min is nie. Kortom, daar is nêrens hierdie absolute lyn wat ons kan trek tussen ons geloof en ons genesing nie. Genesing in die volle omvang daarvan is alleen God se werk. Die werk van die Gees in die naam van Jesus. Nou dit maak 'n bietjie van 'n ander can of worms oop. Natuurlik mag ons nog steeds bid vir genesing. Inteendeel, ons moet bid vir genesing, maar nie om vir God te manipuleer nie. Nie om in een of ander aanhoudende desperaatheid uiteindelik vir God te probeer oortuig van die genesing waarna ek verlang nie. Ons wat bid vir genesing, ons eie genesing en ander mense se genesing, gaan baie meer oor ons wat nederig en afhanklik ons las, ook ons siektes, by die voete van God neerlê. Ons plaas in ons gebed vir genesing eintlik ons volle lewe in God se hande. Nie net die siekte nie, nie net die probleem wat opgelos moet word nie. In ons gebed, ook ons gebed vir genesing, plaas ons ons volle lewe in God se hande. En dan vertrou ons die Here met die beheer. Genesing of nie, God is in beheer. Jesus is magtig, Jesus is die Here. So gebed gaan ook nie oor, of gebed vir genesing, gaan ook nie oor een of ander selfversekerde ding, waar jy sê, as ek net hard genoeg bid, dan gaan die Here my hoor, en dan gaan die Here luister en my genees nie. Gebed is nie hierdie arrogante manier, wat ons eintlik in beheer wil wees van God nie. Gebed is nederig, afhanklik. Gebed vir genesing, gaan oor vertroue in Jesus as ons Here, in plaas van manipulasie van Jesus, asof ons die Here is. En daai vertroue in Jesus, is nie 'n vertroue dat Jesus sal genees nie, maar 'n vertroue dat Jesus God se wil sal laat geskied. Vertroue in Jesus as Heer van lewe en sterwe, van genesing en wanneer genesing nie plaasvind nie. Ons sit egter met nog 'n probleem as dit kom by genesing. In ons selfbeheptheid, wat maklik genoeg is om by uit te kom in 'n wêreld wat ons op soveel maniere terugnooi na daai selfbeheptheid toe, dink ons dikwels genesing gaan oor my. Oor my en my mense, en dan nou nog met die effek van materialisme, dink ons genesing gaan hoofsaaklik oor fisiese genesing. My lyf moet gesond wees en my bankbalans moet gesond wees, dan is ek min of meer okay. Nou, in ons verhaal is dit heel toevallig, waarskynlik ook die twee primêre probleme waarmee hierdie verlamde man sit. Hy's liggaamlik swak en hy's finansiëel swak. Met ander woorde, hy is fisies afhanklik. Daarom moet hy gedra word en daarom moet hy bedel vir 'n almoes. Maar genesing gaan oor meer as fisiese genesing. En genesing gaan oor meer as ek en jy. Dit gaan oor ons wat saam gesond word. Maar dan is dit belangrik, daardie ons behoort altyd 'n sirkel te wees wat groter gemaak word, nie kleiner getrek word nie. Anders mis ons die krag van Jesus en die koninkryk wat Jesus kom verkondig het. En sonder om enigstens polities te raak, wonder ek sommer oor van die advertensies wat op die lamppale is. Wie is die ons? Wie se tyd dit is? Hoe klein is ons sirkeltjies van ons?
En wie word ingesluit en wie word uitgesluit? Nou dit vat ons so 'n bietjie terug na Elia se verhaal. My belewenis van ons samelewing, van ons tyd, is dat ons amper kies om op die verkeerde plekke nederig te wees en op die verkeerde plekke meer selfversekerd te wees. Elia bedek sy gesig wanneer hy besef God is naby. En in hierdie verwondering gaan hy nederig uit. Niemand kan die gesig van God sien en bly leef nie. Tog ontmoet God my en jou dikwels deur vreemdelinge. Daar waar ons in die aangesig van 'n vreemdeling iemand in die oë kyk, kan ons baie keer iets van God raak sien. Maar ons praat van hulle en van ons, so asof hulle, wie ook al die hulle is, siekes, gestremdes, armes, hongeres, haweloses, nie regtig mense is nie. Ons vermy die elendiges en die hardheid van die lewe, omdat daardie pyn en gebrokenheid vir ons te erg is. Ons bedek hulle wat eintlik deel van ons is as medemense, ons bedek hulle gesigte. Of ons bedek ons eie gesigte, nie in die aangesig van God nie, maar in die aangesig van die vreemdeling, van die hulle. Ek wil nie na hulle kyk nie. Ek wil hulle nie sien nie. Ek voel skuldig en sleg en ongemaklik en kwaad en geïrriteerd en frustreerd as ek my takeaways eintlik so bietjie moet wegsteek wanneer ek by die bedelaar se robot stop. Soos Elia sy gesig in nederigheid uit onsag vir die Here bedek, so bedek ons gesigte en andersin uit skuldgevoel en frustrasie. Harde harte van klip. Ons is in die verkeerde spasies nederig en in die verkeerde spasies selfversekerd. Dalk is dit die verkeerde woorde. Want as dit kom by God, is dit amper asof ons iets van Elia se nederigheid verloor het. Ons raak so gemaklik met God se genade en liefde en nabyheid en verlossing, dat ons God se heiligheid vergeet. So asof ons totaal en al geregtig daarop is om net vir God te vra wat ook al ons wil, asof ons God se teenwoordigheid net verdien en asof God maar net moet luister. En dan raak ons selfs kwaad, frustreerd as God nie antwoord soos ons hoop nie. Hoe durf God nie genees nie? Ons verhoudings met ons medemense, al ons naastes en ons verhouding met God verbrokkel in hierdie proses. Al hierdie verhoudings, ons verhoudings met ons naaste en ons verhouding met God, al hierdie verhoudings het die genade en voorsiening en versoening nodig wat daar net in Jesus gevind kan word. Ja, ons word geroep vir genesing, maar die manier wat ons kyk en sien, die manier wat ons gesigte toemaak of nie, speel 'n baie belangrike rol in die omvang van Christus se versoening. Dink maar aan Petrus en Johannes se interaksie met hierdie verlamde man. Wat sê Petrus net nadat die verlamde man vir geld vra? Kyk na ons. En natuurlik beteken dit outomaties, kyk na ons, want ons kyk na jou. Ons sien jou raak. Eerder as om weg te kyk, eerder as om die situasie te probeer vermy of die mens te vermy, sien Petrus hulle die mens raak. Hulle sien ook die geleentheid vir getuienis oor Jesus se magtigheid raak. Kyk na ons. Ons het nie geld nie, maar ons gee vir jou dit wat ons het. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Nou ons weet nie of Petrus
100% seker was dat hierdie man sou loop nie. Ons weet egter dat Petrus nie al die mense genees het wat hy gesien het nie. Hierdie deel probeer ook nie eintlik vir ons iets sê van Petrus se geloofsekerheid of vertroue nie. Die fokus van hierdie gedeelte gaan uit en uit oor die mag van Jesus. Nie Jesus se naam wat een of ander bo-natuurlike krag het nie. Maar Jesus wat daar, waar Petrus en Johannes getrou leef, Jesus is self daar teenwoordig. Jesus wat in daai situasie self die krag en die mag het. So moet nou nie dink dat jy 'n klomp wonderwerke kan doen wanneer jy net Jesus van Nasaret wyd en suid sê nie. Daar is gelowiges wat so redeneer. Maar dan kom ons baie vinnig weer op die plek waar ons iets van die nederigheid verloor en amper voel ons het 'n grip op God. Ons is nie in beheer nie. God is in beheer. Jesus alleen is ons Here. Kyk na ons. Ons sien jou raak. Ons het nie geld nie, maar ons gee vir jou dit wat ons het. Ons gee vir jou die getuienis van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. By hom alleen is daar versoening en genesing. By hom alleen is daar volkome versoening en genesing. Tog lyk hierdie genesing nie altyd soos 'n verlamde man wat na 40 jaar vir die eerste keer loop nie. Dit is buitendien net 'n getuienis van 'n groter genesing waarvan hier gepraat word. Kyk, die belangrikste genesing wat hierdie verlamde man beleef, is nie spesifiek dat hy kan loop nie. Natuurlik is dit groot. Dit is so groot dat hy nou dat hy kan loop, kies om op te spring en nie net te loop nie, maar rond te spring en God te prys. Maar daar's 'n groter stuk genesing in hierdie verlamde man se storie. Sien, in daardie tyd nog meer as vandag, 'n man, veral 'n man wat verlam was eintlik gesien as minder van 'n man. 'n Swakkeling, meer as net 'n fisiese swakkeling, iemand wat useless is. So behalwe dat sy gestremdheid hom nie in staat gestel het om deel te neem aan 'n klomp van die dinge nie, was hy nou nog sosiaal uitgeskuif ook. Hy het dus nie net 'n behoefte aan fisiese genesing of finansiële genesing nie, maar sosiale genesing. Hy was so uitgeskuif dat hy oorgelaat was aan 'n lewe van smeking ter wille van oorlewing, sonder om ooit die kans gegee te word om werklik te leef, om te floreer. In Engels sou ons miskien kon sê, he was surviving, but never really thriving. By Jesus alleen is daar volkome versoening en genesing. Liggaamlik, fisies, maar ook sosiaal en geestelik. Hierdie man wat voorheen uitgeskuif was, word nou ingesluit en deelgemaak. Hy gaan saam met hulle die tempelterrein in. Saam word ons gesond. Daar is iets in die manier wat ons na mekaar kyk. Daar is iets in die manier wat ons mekaar raak sien. Daar is iets in die manier wat ons na mekaar omsien. Daar was iets in die manier gewees wat Petrus en Johannes na daardie verlamde man gekyk het. Kyk na ons sien jou raak. Daar was iets in die manier wat Jesus deur Petrus en Johannes se getrouheid, iets in die manier wat Jesus hierdie verlamde man raak gesien het en toe gekies het om hierdie man ook liggaamlik te genees. Dan die vraag, kyk jy met sagte oë na jou naaste? Of probeer jy ander eerder miskyk? Nader jy jouself met nederige oë, 'n bedekte gesig na God?
Of skryf jy vir God voor so asof jy beter weet en in beheer is? Daar's 'n kosbare stuk genade in hierdie teksdeel wat ons moet besef. En miskien na al die praatjies is dit al wat jy hoef te besef. God gebruik gewone mense. Gewone mense, soos Petrus en Johannes, om 'n verlamde man raak te sien. 'n gewone Petrus en Johannes om van Jesus se kragtige versoening te getuig. 'n gewone verlamde man wat in sy rondspring en verheerliking ook getuig van Jesus se mag en krag. Voordat ek vir ons afsluit, 'n simpel storie. Toe ek vanoggend weer deur die erediens lees, toe sien ek het 'n typo gemaak. By 2 van die plekke waar ek geskryf het 'n gewone, het ek geskryf 'n gewonde. Maar dit het my toe laat besef, ons is nie net in ons normaalheid besig om God te dien en te verheerlik en te getuig van sy genesing nie. Ons is as gewonde mense, almal met ons eie pyne en letsels van die verlede, van die hede. In ons stikkendheid gebruik God ons. In Jesus se stikkendheid word ons skoon gewas en verlos, sodat God ons stikkendheid ook kan gebruik. Ons getuienis van genesing gaan nie net oor die genesing deel van die storie nie, maar ook oor die pyn, ook oor die seer, ook oor die hartseer. God gebruik gewonde mense. Jy word ook hiervoor geroep. Geroep om in jou alledaagse lewe, in jou gewone verhouding met God te getuig. Geroep om in jou alledaagse lewe te genees, al is dit net deur met sagte oë na jou medemens te kyk. En natuurlik word jy ook geroep, persoonlik uitgenooi deur God, om die volkome genesing, die ewige versoening wat daar net in Jesus te vind is, om dit ook nederig te ontvang. Jy is geroep vir genesing. Mag jy dit wel besef en mag jy dit ontvang. Saam word ons genees. Saam word ons gesond deur die kragtige naam van Jesus, ons Here. Kom ons bid saam. Here, ons voel, as ons eerlik is, baie keer buite beheer in 'n harde wêreld, in 'n wêreld van chaos, in 'n wêreld met stampe en stote waarvoor ons ook dikwels verantwoordelik is. Here, en daarom as ons nadink oor genesing en oor versoening by U, dan begin ons deur te erken dat ons ook skuldig is. Dat ons op pad wees in die lewe ook mense seermaak. Bewustelik of nie. Here, dat ons ook letsels laat wat maak dat ander vir genesing moet vra. Here, sal U self oor ons kom ontferm en ons ook van daardie skulde verlos en ons help om ligter te loop en sagter te kyk en met meer deernis te praat. Dit is ook ons gebed, Here, dat U kerk, ons gemeente, die res van die gemeentes en kerke in Boksburg en Suid-Afrika en oor die wêreld heen, dat U ons sal roep en sal lei, sodat die kerk 'n getuienis word van U versoening en U lig en U lewe en U genesing. Ons is bewus daarvan dat die kerk
ten minste die menslike deel van kerk al soveel pyn deur die eeue veroorsaak het, en dat baie mense die waarde van die kerk vandag betwyfel. Here, sal U in ons kom werk, sodat ons in ons lewens, ook in ons gesamentlike lewe as gemeente, 'n ander beeld, die ware beeld van kerk weer na vore kan bring. Saam word ons gesond in verhouding met U. Here, ons bid vir die wat gebroke voel en stikkend en alleen is, sal U ook daar genesing volgens U wil laat geskied. In Jesus se naam. Amen.